Mense sê dikwels, hulle is op breekpunt, hulle kan net nie meer nie, alles het vir hulle te veel geword. Elkeen van ons se breekpunt is nie op dieselfde plek nie. Die vraag is nie waar ons breekpunt is nie, maar wat ons maak as ons op breekpunt kom. Samson was sekerlik by breekpunt, na hy met die kakebeen van 'n donkie 1000 Filistyne doodgeslaan het. Rigters 15 vers 18 tot 19 vertel dat hy tot die Here roep en vra of hy nou van die dors moet sterf en in die hande van heidene val. Die Here gee dan water uit die grond vir hom om te drink en om te versterk. 1 Konings 19 vers 3 tot 4 vertel dat die profeet Elia by breekpunt gekom het nadat hy die vorige dag die stryd met die afgodsprofete gehad en vuur uit die hemel gebid het. Hy sê vir die Here dat dit nou genoeg is en dat die Here maar sy lewe kan neem. Samson en Elia het toe hulle op breekpunt gekom het, doelbewus met hul swakheid en nood na die Here gedraai en die Here het hul aangeraak en vir hulle nuwe krag vir die pad vorentoe gegee. Hulle het dus nie gebreek nie, maar sterker geword, omdat hulle hul nood voor God gelê het. In 2 Korintiërs 12 vers 9 getuig Paulus dat ook hy op so 'n swak oomblik gekom het en toegehoor het dat God se genade vir hom genoeg is. God se krag werk juis in ons lewe wanneer ons swak is. Jou breekpunt, waar jy voel alles is vir jou net te veel, is dus 'n baie goeie plek waar jy nuut met God kan begin en God self nuut in jou lewe beleef. Wat doen jy as alles vir jou te veel word? Draai jy weg van God af omdat jy dink hy het jou gelos? Of draai jy doelbewus na God en soek jy na hom totdat hy jou optel en versterk?